Goeienaand. Welkom by Naataand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bekommerd is oor jou ouers. Dalk is een van hulle siek, dalk raak hulle ouer en jy sien hulle nie meer so sterk soos voorheen nie. Dalk is daar finansiële druk, alleenheid, spanning in die huis of dinge waaroor hulle nie maklik praat nie. En jy lê vanaand met daardie bekommernis in jou hart. Jy wonder of hulle regtig oukei is. Jy wonder of hulle veilig is. Jy wonder of hulle alles het wat hulle nodig het. En soms voel dit asof jou hart in twee rigtings getrek word. Jy het jou eie lewe, jou eie verantwoordelikhede, jou eie druk, maar jou hart bly by hulle ook. Dis nie maklik wanneer die mense wat jou grootgemaak het, nou self hulp nodig het nie. Partykeer sien jy dinge wat hulle nie wil erken nie. Jy sien hulle raak moeg, jy sien hulle sukkel met gesondheid, geld, emosies of eensaamheid. Jy hoor iets in hulle stem, al sê hulle, nee, ek is okay. En dan raak jou hart onrustig. Maar vanaand wil ek jou sag herinner, God is ook jou ouers se Vader. Jy is lief vir hulle. Jy gee om. Jy wil help waar jy kan, maar jy kan hulle nie elke oomblik beskerm nie. Jy kan nie elke probleem vir hulle oplos nie. Jy kan nie elke besluit vir hulle neem nie en jy kan nie jou eie hart uitput deur alles alleen te probeer dra nie. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Daardie woord al sluit ook jou bekommernis oor jou ouers in. Die dinge wat jy hardop sê, maar ook die dinge wat jy net stil in jou hart dra. Die bekommernis oor hulle gesondheid, hulle huis, hulle veiligheid, hulle finansies, hulle verhouding met die Here en hulle toekoms. Jy mag dit alles vir God gee. Om jou ouers aan die Here oor te gee, beteken nie jy gee nie meer om nie. Dit beteken jy besef, hulle is veiliger in God se hande as in jou bekommerde gedagtes. Want bekommernis voel soms soos liefde, maar dit dra nie altyd vrede nie. Liefde bid, liefde help waar dit kan, liefde luister, liefde maak planne. Maar liefde moet ook leer om te sê, Here, ek kan nie oral wees nie, maar U kan. Psalm 121 sê die Here sluimer of slaap nie. Dit beteken wanneer jy vanaand jou oë toemaak, bly God wakker. Wanneer jy nie by jou ouers kan wees nie, is hy daar. Wanneer jy nie weet wat in hulle huis aangaan nie, sien hy. Wanneer jy nie weet wat môre gaan bring nie, is hy reeds daar. Dit bring nie altyd dadelik al die antwoorde nie, maar dit bring vrede vir jou hart. Miskien moet jy môre 'n oproep gaan maak, miskien moet jy vra hoe dit regtig gaan, miskien moet jy prakties help waar jy kan, miskien moet jy met wysheid grense hou, veral as jy voel alles rus op jou skouers. Maar vanaand hoef jy nie alles in jou kop uit te werk nie. Vanaand mag jy jou ouers se name voor die Here bring. Jy mag vir hom sê, Papa Vader, ek is bekommerd oor my ouers. Ek weet nie altyd wat om te doen nie, maar ek vra U, wees naby aan hulle. En die Here hoor daardie gebed. Hy ken jou ouers beter as wat jy hulle ken. Hy weet wat hulle nodig het. Hy weet waar hulle bang is, waar hulle moeg is, waar hulle hulp nodig het en waar hulle harte aangeraak moet word. En hy ken ook jou hart. Hy weet dat jy nie bekommerd is omdat jy wil beheer neem nie. Jy's bekommerd omdat jy lief is vir hulle, maar hy wil jou liefde vanaand uit vrees uitlig en terugbring na vertroue. Want jy kan lief hê sonder om die heeltyd bang te wees. Jy kan help sonder om jouself te verloor. Jy kan bid sonder om die hele nag wakker te lê.
Die Heilige Gees kan vir jou wys wat jou deel is. Hy kan jou lei wanneer jy moet praat, wanneer jy moet help, wanneer jy moet wag en wanneer jy net moet bid en los. So vanaand sit jou ouers weer in God se hande. Nie omdat jy ophou omgee nie, maar omdat jy glo God gee meer om as wat jy ooit sal kan doen. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat bekommerd is oor hulle ouers. Here, U sien hulle harte, U sien die liefde, die vrees, die verantwoordelikheid en die bekommernis wat hulle vanaand dra. U weet waaroor hulle dink, waarvoor hulle bid en wat hulle nie altyd vir ander mense sê nie. Ek bring elke ouer voor U, elke ma, elke pa, elke ouer persoon wat vanaand hulp, genesing, voorsiening en beskerming of vrede nodig het. Here Jesus, wees naby aan hulle. Raak hulle liggame aan waar daar siekte is. Bring vrede waar daar spanning is. Bring voorsiening waar daar 'n tekort is en bring troos waar daar eensaamheid is. Heilige Gees, lei elke persoon wat bekommerd is oor hulle ouers. Wys hulle wat hulle deel is en help hulle om nie te dra wat net God kan dra nie. Papa Vader, beskerm hulle ouers se huis, hulle gedagtes, hulle gesondheid en hulle harte. Laat hulle weet dat hulle nie vergete is nie en dat U naby is. Ek spreek vanaand vrede oor elke bekommerde hart. Laat hulle rus in die wete dat U wakker bly, U sorg en U hand is oor hulle ouers. In Jesus naam. Amen. Mag die Here jou vanaand vrede gee oor die mense vir wie jy so lief is. Mag jy rus in die wete dat God ook jou ouers in sy hande hou. Geseënde aand. Shalom.